Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom in my podcast en dankie dat jy nog steeds saam luister. En ook 'n groot dankie aan Zelda Besuidnout en Christine Neser wat onlangs lede geword het van my Patreon klub en my dus finansiëel ondersteun om hierdie bal aan die rol te hou. Vandag gesels ek met Dina Botha. Dina is 'n ouma, maar sy is ook 'n goed deurwinterde reisiger en stapper en genieter van die kulturele dinge wat Europa bied. Sy woon in Utrecht en ons gesels oor hoe Nederland is, hoe sy dit ervaar en wat 'n ouma alles hier kan aanvang. Goeiemôre Solet, dit gaan met my baie goed, dankie. En met jou? Ja, lekker, dankie. Hoe is die weer daar by julle? Jong, dis maar grysagtig en dis lenteagtig, bietjie kouerig en gister was 'n pragtige dag, maar vandag is nou weer 'n bietjie minder lente, minder son, maar ons hoop dit kom binnekort. En vertel ek bietjie vir die luisteraars presies waar woon jy? Weet jy, dis in die omgewing van De Meren, so per bus 20 minute uit Utrecht, naby die klein dorpie Harmele. O, dis mooi. Dis pragtig daar, né? Ja, weet jy, dit is regtig baie mooi landelike omgewing, naby die klein dorpie, Harmele en dan ook naby die Kasteel De Haar, mooi stapgebiede, oop natuurgebiede, regtig baie mooi, hoor. En ek dink die mense wat nou nie weet, die Kasteel De Haar is seker die sprookjeskasteel van Nederland. As jy nou een kasteel moet kies, dan sal ek hom nou kies. Ja, ekskuus tog, dit is definitief met sy torings en is regtig 'n sprookjeskasteel met 'n baie mooi verhaal ook en pragtige mooi tuine ook daarby. Regtig baie mooi. En dan die aangrensende woud wat altyd die jagarea was van die inwoners van die kasteel. Dis regtig 'n area wat 'n mens se verbeelding aangryp. Dina, hoe het jy daar uitgekom? Hoe het in Nederland uitgekom? Ja. Weet jy, deur my kinders se omstandighede, ek het 67 jaar in Suid-Afrika gewoon en ek het geen kind, kan eintlik sê geen kind of kraai in Suid-Afrika gehad meer nie. My dogter is nou al van 1998 in Nederland, en sy is intussen getroud hier met 'n Nederlander en was ook al 'n hele klomp jare en ek het 'n gesin, sy het 'n gesin hier. So ek het 2 klein dogters hier, een van 15 en een van 8 en ek het 'n seun in sy gesin in Australië wat ook al jare daar is. So nou ja, ek werk toe nie meer in Suid-Afrika nie en die geleentheid het hom toe voorgedoen dat ek nou kan verhuis na Europa eintlik. Ek het begin in Spanje, in Barcelona. Ek het 'n verblyfsvergunning vir Spanje en daar het ek 'n lang tyd gewoon, die stad baie goed leer ken. Dis 'n vreeslike aangename stad. En ja, wel, en omdat ek nou verblyfsvergunning het van Spanje, mag ek in Europa reis. Ons praat eers oor Spanje, want jy het vir my geskryf dat jy jouself meer sien as 'n toerist in Nederland en meer as 'n burger in Spanje. Ek gee dit nou sommer my eie draai hier. Maar hoe verskil die twee lande? Is daar verskille? Weet jy, ek ken nie die skoolstelsel daar nie. Ek ken die basiese samelewing op 'n manier, want ek het ook 30 dae daar lank in 2016 die Camino geloop vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port oor die Pyreneeë en geëindig tot in Santiago de Compostela. Dan het 'n mens nogal die mense leer ken, die verskillende gebiede, die inwoners. Ek sal nie sê jy het op 'n dieper vlak hulle leer ken nie, maar jy het hulle manier op 'n manier leer ken. En natuurlik in die stad Barcelona
sien jy baie toeriste. Maar ek het nou lank tyd in Gothiek gebly, dis die ou gedeelte. Daar is nou sien jy ook die inwoners, die ou mense wat soggens met 'n lawaai onder gaan loop daar in die nou stegies. En as jy op dieselfde tyd loop, dan sien jy altyd dieselfde ou mense. Vreeslik vriendelik, eintlik dierbare mense. En vreeslik hulpvaardig, maak nie saak vir wie jy vra nie, jonk of oud. Die jonges sal altyd hulle foon gryp en sê, "Oh, let my help you," en hulle kan ook Engels praat. En die ouer mense sal vir jou beduie en vertel van alles van A tot Z in Spaans of jy nou verstaan en of jy nie verstaan nie, maar hulle sal jou probeer help. Ja. En ten opsigte van Nederland? Weet jy, in Nederland is die mense meer strenger, ek wil amper sê in hakkies gereformeerd, as ek nou die woord mag gebruik. Hulle is 'n bietjie meer loop meer in die reguit lyne. Ek sou sê Spanje loop 'n bietjie meer buite die lyne, dis nie so reëlmatig nie. In Nederland het jy die klein land met baie mense wat hier woon. Ek bedoel, dis ek dink 18 miljoen mense op 'n stuk grond so groot soos die Kruger Wildtuin. So, daar moet reëls en regulasies wees en jy moet jou steps hier goed ken. Jy moet nie buite die reël gaan nie, want jy word baie gou aangespreek as jy buite die reël gaan. En maar weet jy, as jy nou eers die Nederlanders leer ken het, dan is hulle ook baie vriendelik. En ek het nogal in Amsterdam gesien dat 'n meisie daar met haar fiets val in daai stroom van fietsers. Weet jy, in die volgende oomblik is daar 3, 4 mense wat haar help. So as jy hulp nodig het, dan help hulle vir jou vinnig langs die pad. En ja, maar ek weet nou nie wat anders om te sê nie, maar ek het nou al lief geraak vir hulle. En ek is ingeskakel hier by die kerkgenootskap. Ek doen eintlik 'n bietjie church hopping so tussen die hervormde kerk en die protestantse kerk en die katolieke kerk. En die kerkmense vind ek almal baie aardig. As jy nou in Amsterdam is, dan is dit nou sien jy eintlik meer toeriste, weet jy? En in Utrecht, veral ek was nou gister weer in Utrecht, het ek 'n dag deurgebring. Dit was so 'n mooi, lekker sonskyndag. En by die deel waar die Louis Hardloper kompleks is, by die filmhuis daar, en in daai area binne Museuмкwartier is daar nou nog nie so baie toeriste nie. So daar het ek nou 'n paar oulike en mooi outentieke Nederlanders gesien en ook op die singel vanaf die stasie dan na die Louis Hardloper kompleks toe. En ek gesels graag met hulle. As jy op 'n terrassie sit, dan sit een langs jou, byvoorbeeld 'n ouerige dame met haar kleinseun en hulle kuier en hulle is so vriendelik om net ook vir jou dag te sê en dan langs dan sit weer 'n ander man met sy koerant en af en toe sal hy vir jou kyk. So weet jy, ja, ek dink is ook maar baie van jou eie uitstraling. Ek dink ek het al gehoor van mense wat sê dis vreeslik onvriendelik, maar elkeen is nou maar in sy eie wêreltjie, in sy eie kokonnetjie. Maar as jy mooi kyk, veral die ouer geslag, hulle sal met jou gesels en 'n praatjie aanknoop. Die jonges jaag, hulle is besig met 'n Alles lewe op sy, bou né? hulle jaag voort. So dit is maar die fase van jou lewe waarin jy verkeer. Ek is nou ook nie meer op 'n renbaan nie. Ek is ook nie op 'n loopbaan nie. So ek is nou baie rustig en my tyd is my eie. So ja, ek dink dit hang maar af van watter stadium van jou lewe jy verkeer. Jy gee nie om in jou eentjie na plekke toe te gaan nie, né? Jy's nogal 'n ontdekker. Jy gaan nie altyd net in 'n groep nie. Ja, weet jy in Suid-Afrika was ons 'n groot groep dames, meestal enkel dames en ons het altyd saam gaan stappe doen. Karre vol gemaak en gery in die hele wêreld in Suid-Afrika gaan plat stap, naweekstappe, weekstappe. En dit was eintlik die enigste manier hoe mense dit kon doen daar. En wat ek hier ervaar, is dat ek regtig optimale vryheid van beweging ervaar as enkel persoon. Want jy kry nie altyd mense wat saam met jou wil gaan na byvoorbeeld na 'n konsert toe nie. Nie almal hou van klassieke musiek nie, wat ek nou baie van hou. Nie almal hou van kunsmuseums nie. En hier kan jy so lekker dit op jou eie doen. Met die openbare vervoer, ek het nog nooit onveilig gevoel nie.
weet jy. Maar ek sal nou nie in Amsterdam en Rotterdam in die aand laat 12 uur, na 12 alleen beweeg nie. En ek het dit al gedoen, maar soos mens ouer word, raak jy bietjie skiet daarvoor. En dan het ek altyd 'n spuitkannetjie haarspray by my en 'n polisievletjie. En dan voel ek altyd ek het iets, weet jy, en die handsak is ook maar mooi veilig rondom my hele lyf. In Suid-Afrika het ek het die laaste 3 jaar in Suid-Afrika het ek in Gordons Bay gewoon en ek is nou maar 'n stapper. Ek het elke dag met stap begin, baie kilometers daar gestap, ook alleen, want jy kon nie altyd saam met die maats gaan nie. Daar het ek nou regtig weer nie my selfoon saamgedra nie. Ek het met 'n buisie 'n kannetjie pepperspray geloop en ek het met 'n R20 in my sak geloop. Vir die wis en die onwis. Daai R20 kon jou lewe gered het. Die spuitkannetjie kon jou gered het en dan het ek ook met my wandelstokke altyd daar gestap as 'n wapen. Ja. So dit is nou vir my vreeslik lekker om nie dit ek voel vry om hier te beweeg. En selfs in Barcelona, weet jy, ek het nooit in my tyd daar ooit onveilig gevoel nie. Ek het byvoorbeeld daar musiekkonserte bygewoon. Ek het daai Las Ramblas geloop, die in aanhalingstekens berugte straat. Ek het hom in die aand ook geloop vanaf 'n konsert, maar dan ken ek my paadjie baie goed. En ek het regtig nooit onveilig gevoel nie. Nooit bedreig gevoel nie. Ek het in Spanje het ek een dag op die Camino, want daar het ek ook lang stukke alleen gestap. Jy kry mos nou maar maats langs die pad, maar ek het baie lang stukke, ek het eintlik die Camino alleen aangepak. Daar het ek een dag geskrik vir 'n wille man op 'n wille perd wat so verbygekom het. Hy het soos 'n sigeuner gelyk en hy het my die skrik op die lyf gejaag. Maar verder was ek daar ook nooit bedreig nie. O ja. Ja, dis my lekker om te ontdek. Ek sê mos altyd as ek nie iemand kry wat saam met my gaan nie, dan gaan ek nie my laat tuis bly nie, want dis 'n kans wat weer verbygaan. 'n Mens raak op so 'n leeftyd wil jy nie meer een dag mis nie. Jy wil nie een dag verloor nie. En as die weer saamspeel, dan wil jy hom optimaal benut. Ek wil nou vir jou vra oor die musiekkonserte want ons gaan nou Paase binne. Vanaand is Witte Donderdag en dan kom die hele Paasproses. En die groot ding is dat jy dan altyd na 'n konsert gaan luister. Die meeste mense in Nederland het hulle konsert wat hulle gaan luister. Wat gaan jy luister? Weet jy, ek was nou Woensdag, nee ek ook. Dit was verlede Sondag. Was ek by Tivoli Vredenburg en daar het ek die Matthäus Passion bygewoon. Och, die wonderlike musiek van Bach, die boeiende musiek van Bach. En wat ek baie goed gevind het is dat die hoofpunte van die gebeure op 'n bord uitgestippel is. So jy kon dit assosieer met die klank wat jy inneem. Dit was vir my absolute besondere belewenis. Ek het die vorige jaar het ek by die Domkerk, het ek in Utrecht ook die Matthäus Passion bygewoon met 'n hele paar kore. Was verskriklik mooi geweest. Maar nou ja, uiteraard het hulle nie daar vir 'n mens dit aangedui nie. Jy sit maar met jou toe oë, maar dit was regtig 'n diep ervaring wat ek nooit sal vergeet nie. Maar die aanbod van klassieke musiek in Nederland is goed, né? Daar's baie om van te kies en te keer. Jene Solet, weet jy, ek kry baie keer keuse-stres, né? Want dit is so 'n groot maat en jy kan absoluut alles bywoon. Ek het byvoorbeeld verlede jaar het ek die Mahler Festival bygewoon. Die een konsert, ek dink dit was simfonie nommer 2 as ek reg onthou. Met die nuwe chefdirigent daar, Klaus Mekela. Dit was vir my 'n wonderlike ervaring. En toe was daar nou nog ander konserte ook wat nou gratis uitgesend is by Vondelpark. Dit was nou ook vir my so 'n lekker bonus. Jy kon daar gaan sit op die gegeewe moment en jy daai hele konsert gratis bygewoon. En dan natuurlik op 'n Vrydag is hier by Tivoli Vredenburg altyd 'n gratis lunchkonsert. Dit het ek in die begin toe ek gekom het, was dit een van my ankers. Elke Vrydag het ek dit gaan doen en daarna lekker in die stad ingegaan en 'n broodjie en 'n koffie geniet en
elke keer 'n ander deel van die stad gaan verken, laat ek so 'n bietjie Utrecht leer ken. So dit was my altyd lekker. En dan in Rotterdam het ek pas na ekie gekom het, toe was daar weer 'n lockdown, maar toe dit nou weer oop gaan, toe was dit nou vir my die eerste konsert wat ek bygewoon het, toe daai Japaneese pianis, Yu Hu Wang Sjoe. het opgetree. Oeg, en dit was my wonderlik om dit by te woon. En daarna, ek dink dit was so 2 jaar gelede, ja, ek moet eintlik nou aan my knieë voel, dan voel ek die pyn wat nog daar sit, het ek Martha Argerich gaan bywoon, die 83-jarige pianis, en daardie aand het ek so vinnig teruggeloop, dat ek so in die straat geval het, op die harde sypaadjie, Ja. en dis hoekom ek sê ek moet aan my knieë voel, want ek sê mos ek het nou Martha Argerich knieë, maar gelukkig het dit darm herstel, maar ek hardloop nooit weer vir 'n trein, en ek hardloop nooit weer vir 'n bus nie, ek het besluit, daar is 'n taxi, of daar is 'n manier om jou kind te bel, dat sy jou kan kom haal. Ja, Maar, want hierdie ja, ek het kuissteentjies is ook maar misleidend, né? Ek het nou die dag ook weer in die bos geloop en dan moet maar een van daai steentjies moet net 'n klein bietjie los wees en hy gooi vir ja, jou balans af. Dit is 'n ding. ja, en ek het met so 'n harde jy weet, ek het so vinnig geloop, en ek het, so hard geval, maar daar kan ek nou ook weer vir jou sê, weet jy, daar was dadelik mense om my wat my opgehelp het, en gevra het of ek okay is, en gesê het, ja, nee, niks het gebreek nie, maar jy weet, jy ly aan skok. En daar Mhm. was 'n vrou wat saam met my 'n Nederlandse vrou wat so vriendelik was, sy het saam met my stasie toe geloop, wat my help kyk dat ek op die regte trein klim, want 'n mens is tog maar 'n bietjie verward, né? Ja. Ja, ja, Oei. ja. Jy's nou 'n ouma en jy bly in 'n granny flat by jou kinders. Ehm, ons praat altyd so dat ons vir mekaar weet, die een ding wat jy nou nie moet doen nie is om agter jou kinders aan te trek nie. Ehm, d hoe is dit vir jou? Was dit 'n groot aanpassing en veral omdat dit nou ook in die buiteland was, hoe voel jy daaroor? Solet, ek wou dit doen. Ek was baie sterk gemotiveerd, en ek was al wel my eerste besoek aan ek kom nou met 'n wye draai. My eerste besoek aan Europa was in 1983. Ons was 'n groep van 8 onderwysers wat al die Europese lande in 30 dae gedoen het. O ja. Die rand was so sterk, jy R2 vir 'n pond betaal, en hy was amper gelyk aan die dollar. Wow. So ons is huis toe met geskenke vir ieder en elk. Maar dit was my eerste verliefraak op Europa. En toe het ek nou vanaf 2000 was toe nou my eerste langer besoek, toe my dogter nou meer hier gestasioneer is, en van toe af was dit nou gereelde besoeke. En weet jy, ek het net liewer en liewer en liewer geraak vir Europa, die kultuur, die argitektuur, die kuns, ag die hele alles eintlik, né? En toe die geleentheid nou kom hier om te kom woon, toe het ek dit aangegryp, want dit was regtig wat ek wou doen. Dit was daar was nie 'n ander rede nie. Ek wou graag ten minste naby een van my kinders bly. Ek weet ek het altyd gesê ek sal nooit agter my kinders aantrek nie, maar mens kan nooit sê nooit nie, né? Nee, dit is waar. Jy weet nie hoe jou lewe Mm. uitwerk nie. En wat nou vir my lekker is hier, ek het my eie klein huishouding. So ek gaan met my fiets winkel toe, ek doen my eie boodskappe, en ek kook my eie kos, en ek maak alles waarvoor ek lus het, en dan gereeld uh nooi my dogter hulle my vir ete, dan gaan ons nou daar's eet en lekker kuier. En wat so lekker is, my dogter kom party oggend hier in, dan sê sy, mamma, wil jy cappuccino hê? Dan bring sy nou vir my cappuccino, en sy kom eet haar ontbyt hier by my voor sy nou werk toe gaan. Of dan kort kom die kleintjies hier in met 'n bakkie oorskietkos. Dis net my te lekker, dan sit ek dit in my yskas, en volgende dag maak ek nou nie kos nie. So, en dit is heerlik, weet jy, hulle het hulle eie lewe, kinders is baie besig. Ek probeer nie inmeng met hulle lewe nie, maar ons is daar vir mekaar, en dit is die lekker. En dis die lekkerte om darm ten minste 2 van my kleindogters se lewensfases te beleef. Lieselotte is nou 8, en sy kom nog hier ingehardloop voor skool om gou te wys wat het sy aan en wat het hulle by die skool aan. Josephine is nou al bietjie, sy's 15, dus vir die vriendinne is nou die groot
persoon of die is nou nie meer ouma nie. Maar weet jy, mens is tog maar net naby en dit is vir my goud werd, meer as goud werd. Mhm. Ek het altyd die gevoel, miskien is dit omdat dit nou maar uit my persoonlike lewe uit is, maar grootouers is oorlede toe ek nog klein was. Maar die gevoel wat ek in Nederland het, is dat kinders het oor die algemeen 'n goeie band met hulle grootouers. Dit is iets wat nogal op prys gestel word. Ja, ja, weet jy Solet, as ek so na ek het nou al so baie Nederlanders hier ontmoet, dan is hulle van geslag tot geslag hier en hulle woon partykeer nie eers veel kilometers van mekaar af nie. En dan dink ek, jene, dat 'n land so goed vir sy mense kon sorg en hulle kon vashou van geslag tot geslag is daarom so besonder. So elke verjaarsdag, ek sien nou maar met my dogter se skoonfamilie op. Elke verjaarsdag van elke liewe kind, van elke liewe kleinkind, kom die familie bymekaar en dit word saam gevier. En ja, jy het ook toe my kleinkinders hier nou bietjie kleiner was nog, het ek ook my oppasdag gehad en dit Mm. was so lekker. Dit was so lekker om te gaan om skool toe te neem en weer te gaan haal by die skool. Toe ek hier gekom het, het ek nog met die bakfiets gery en vir Lieselotte by die skool gaan haal. En dit was so lekker om deel daarvan te wees. Dan laai ek nou haar en 'n maatjie op, dan ry ons nou op die fietspad en hulle gesprekke wat hulle voer, dis vir my kostelik om af te luister. So ja, weet jy, dis eintlik die gesinswaardes is eintlik baie sterk en ja, mens kan jaloers wees as jy dit nie het, want ek weet van so baie ouers in Suid-Afrika wat nie eers hulle kinders wat ver in allerhande lande is Mm. gereeld kan sien nie. Ja. So dit is 'n groot jammerte dink ek. Ja, nee, dit is definitief so. Die ander ding wat ek vir jou wil vra gaan oor die kerk. Ek behoort aan vreeslik baie Suid-Afrikaanse groepe en in al die groepe is almal altyd op soek na 'n Afrikaanse of 'n Engelse kerk. Maar ek gaan daarvan uit dat jy na 'n Nederlandse kerk toe gaan. Ja, 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 ja. Ja, ek volg alles. Ek kan so 'n bietjie Nederlands praat, maar die uitspraak is maar baie vreemd, maar dit is vir my genoeg, weet jy, ek hou van die hervormde kerk hier in Harmele, want dit is formeel, die dominee het sy toga aan Ja. en bid voor hy op die preekstoel opgaan en die orgel en dit is my so pragtig, maar dit is hoe ek groot geword het en ek kry weer daarvan terug. En dis 'n baie oulike predikant. Iemand het eendag vir my gesê, "Is dit nie baie swaar nie?" Dan sê ek, "Nee, glad nie. Weet jy, dis nie 'n ou predikant wat swaar is nie en swaarmoedig is nie. Dit is suiwer en ja, dit is vir my goed." En dan die protestantse kerk is nie ver daarvan af nie. Hulle is minder formeel. Ehm Maar maak nie saak, die protestant of hervormde kerk, as jy gaan sit, dan kry jy 'n pepermuntjie aangegee. Altyd. Dit is altyd so gebaar van hallo, wees welkom. En dit is vir my so oulike gebaar, weet jy, en hulle groet jou en so ek het nie 'n probleem daarmee nie. Die protestantse kerk is vir my ook baie aangename mense, drink saam koffie en dan af en toe by die Rooms-Katolieke kerk gaan loer ek in. En want ek het so daarmee te doene gekry op die Camino. Jy weet jy as jy Ja. by die aand by 'n albergie kom en gaan oornag, as jy klaar gestort het en geëet het, dan gaan jy na die kerk toe of jy loop in elke letterbal ek het in elke klein kerkie, elke kathedraal gaan jy in vir 'n paar minute stilte en dit het so mooi geword vir my dat ek dit altyd nodig het.